Môre maatjies. Ons tema hierdie week by Mensieland is voëls en ek gaan vandag vir julle 'n Bybelstorie vertel van kraaie. 'n Kraai is 'n swart voël. Nou hierdie storie gaan oor 'n profeet Elia en God het vir hom gesorg. Elia het vir die mense, vir die Israeliete, stories oor God vertel. En die Israeliete wou nie vir hom luister nie. Hulle koning Agab en sy vrou was slegte mense. Hulle het afgode aanbid en God het kwaad geraak. Op 'n dag gaan sê Elia vir koning Agab, God gaan julle straf. Hy gaan nie reën stuur nie en daar gaan nie kos wees vir julle of vir julle diere nie. Toe Agab dit hoor, was hy baie kwaad vir Elia en hy wou hom doodmaak. God sê toe vir Elia, Elia, gaan kruip weg by die stroompie Krit. Daar's geen ander mense nie en die koning sal jou nie daar kry nie. Elia het nie kos gehad om te eet nie, maar hy het darm water gehad om te drink. Hy was nie bang nie, want hy het geweet God sorg vir hom. Hy het gewag en gewag. Hy het warm gekry en hy was honger, maar hy het op God bly vertrou. Skielik kom daar 'n paar kraaie aangevlieg. En die kraaie was nie eers bang vir Elia nie. Hulle kom al hoe nader en nader. En raai wat? Wat sien Elia in die kraaie se monde? Vleis. Party van hulle het vleis in hulle monde gehad en ander het brood gehad. Toe weet Elia, dis God wat vir hom kos stuur. Daardie aand het die kraaie weer gekom en dag na dag, weer en weer, het hulle vir Elia vleis en brood gebring om te eet, terwyl die ander mense baie swaar gekry het en honger was, net soos wat God hulle gewaarsku het. Dit het nie gereën nie en dit was droog. En hulle afgode kon hulle nie help nie. Maar omdat Elia in God geglo het God na hom gekyk. Nou maatjies, wat ek vandag vir julle wil leer, as ons in God glo en as ons hom vertrou, sal hy altyd mooi na ons kyk. Wat ek ook vir julle wil leer is, dat ons nie soos koning Agab en sy vrou afgode moet dien nie, maar net vir God moet dien. Nou 'n afgod is nie noodwendig 'n god nie. Dis enige iets wat ons bo God stel, wat vir ons belangriker is as ons verhouding met God. Byvoorbeeld, selfone, TV's, werk, is alles afgode, of geld, wat ons bo God stel in vandag se wêreld. Nou, as julle vir God die belangrikste ding in julle lewe maak, en in hom glo en hom vertrou, sal hy vir altyd na julle kyk. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U elke dag vir my en vir my familie sorg. Dankie dat U weet wat ons nodig het, en dit aan ons sal voorsien. Amen.